Okay julle, ons gaan die week eindig op 'n ligte noot. En ons gaan praat oor alternatiewe voedsel verkrygbare toerusting. Wat ek daarmee bedoel is maar eintlik goed waarmee as jy nou ouer is, dan sou jy waarskynlik nog daarmee groot geword het. Ek dink nie die kinders van vandag noodwendig word nou meer reg groot met dit nie. Maar goed soos ketties, jou Wimbix, jou Daisy. Jy weet hierdie klein is mos maar eintlik speelgeweertjies as 'n mens nou wil tegnies wees daaroor. Ek weet jy kry nou in vandag se tyd van hierdie fancy goed, hierdie windgewere wat hulle met die gas jy weet gebruik en hulle kan actually nogal groot kalibers skiet en jy kan daarmee jag ook. Maar dis nou nie spesifiek waarvan ek wil vandag praat nie. Ek wil uit en uit praat oor die konsep van 'n ketty, 'n Wimbix, 'n pyl en boog, daai tipe goed, hoe om 'n stryk te maak om iets te vang om te eet. So dit gaan uit en uit om alternatiewe te kry om vir jou basies as jy ietsie wil ekstra skiet om te eet. So weer 'n keer, ons weet mos nou nie hoe gaan die scenario noodwendig uitspeel nie. As jy vas staan en kom ons sê jy bly in 'n plek soos Pretoria, as hierdie ding vir enigiets langer as 'n maand uithou, en jy het minimale kosvoorbereiding, kan ek nou vir jou sê jy gaan in groot moeilikheid inhardloop, want daar gaan nie meer 'n trok om vir Spar sy kos te bring of vir Checkers of wat ook al nie. En as die victimisering van die boere aanhou soos wat dit aanhou, weet ek nie of daar noodwendig gaan kos wees in enige winkels nie. So dit is 'n belangrike aspek om na te kyk. En ek kan nou vir jou sê, jy weet, om iets soos 'n ou voeltjie te skiet, om 'n bietjie vleis te eet, want jy het argumentsonthaalwe 3 of 4 weke laas iets vleiserigs in jou lyf gehad, gaan jy dit met gemak doen. Maar dan wil jy obviously nou nie noodwendig een van jou wapens gebruik nie. As ek nou sê een van jou wapens, jou handwapen of selfs jou ek weet as jy nou 'n jaggeweer of 'n ding het of 'n haalgeweer, ek meen as jy 'n kleinerige voeltjie skiet, gaan jy niks eet nie. Jy gaan dalk die vere net optel. So dan raak iets soos 'n ketty belangrik, iets soos 'n Daisy en 'n Wimbix. Op die einde van die dag kan dit dalk net vir jou in daai scenario daai bietjie motivering en bietjie voedsel gee wat jy dalk nodig het, net om aan te gaan. So dis belangrik om na sulke tipe goedjies te kyk. So 'n goeie ding wat ek altyd sê is moenie 'n ketty gaan koop nie. Jy kry van hierdie regte ek gaan sommer nou die Engelse woord gebruik, fancy ketties wat jy kan kry, wat jy ek dink jy kan actually gaan jag op met van die goed, ek is nie seker nie. Maar gaan nou gaan maak een man, kry 'n mik in 'n boom, kry vir jou ou fiets tubes. Jy kan nou daar waar jy jou bande ruil, gaan na daai ouens toe, vra of jy soek 'n paar fiets tubes of tubes daar by hulle. Jy weet, maak 'n plan en gaan en spandeer die tyd saam met jou kinders spesifiek. As jy nie kinders het nie, saam met jou vrou. As jy op jou eie is, dan doen jy dit net vir jouself. En gaan en vat die tyd en maak daai ketty. Gaan en kerf die mik. Gaan en sit die rabbers vas. Gaan en kry vir jou die stukkie leer. As jy dit so gebruik, of ek sê nou maar soos wat ek dit sal gemaak het. En dan eindig jy op en jy gaan toets jou ketty en jy skiet bietjie met hom. As jy iets het soos 'n Daisy, of nie het nie, koop vir jou een. Die goed is nie so duur nie, dis nie laat dit jou 'n plaasse prys gaan kos nie. Koels is redelik gemaklik, jy weet, jy is 'n blikkie met 'n klomp goed in. Jy weet, en jy moet net vaardig raak met daai wapen op die einde van die dag, ofwel, dis nou seker nou nie 'n wapen nie, of speelding, kom ons sê eerder speelding. Want op die einde van die dag, al wat jy gaan doen is, jy gaan dan nou, soos wat ek vir jou sê, 'n voeltjie of 'n dingetjie vir jou skiet met either die ketty of die Daisy of die Wimbix. Belangrik om in ag te neem is dat, soos ek sê, baie mense wil dalk nie so daaraan dink nie. Ek weet daar's mense wat nie noodwendig voel, jy weet, hulle kan nou
noodwendig enigiets se lewe vat nie. Ek meen, en weer 'n keer mense, dis nie omdat ek dit snaaks is of iets nie, maar ons was ook maar daar. Jy weet, as jy jou troeteldiere laat uitsit, dan was dit na die veearts toe en jy het hulle daar laat uitsit ensovoorts. Wat nou nie nou meer 'n realiteit vir ons is nie. Maar dis maar wat ons gedoen het, want dit is hoe jy maar half geleer is. Of jou verwysingsraamwerk, kom ons gebruik eerder daai woord. So op die einde van die dag kan jy nou gaan en jy kan bietjie ekstra moeite doen. Jy kan gaan en jy kan jy weet, raak maar vertroud met die speelding wat jy gemaak het. En soos enigiets wat jy nou maar in die lewe doen, ek sal nou maar vir Gary Player aanhaal en sê, jy weet, hoe meer hy geoefen het, hoe gelukkiger het hy geword in golf. So, en dit is maar met enige ding so. Sorg dat jy dan nou oefen met die speelding, die Kitty, die Wimbucks, die Daisy, laat jy op die einde van die dag die ding net kan vat, skiet en jy tref en jy het ietsie om te eet. Of het nou 'n duif of daar's van hierdie nuwer Wimbuckse wat redelik goed kan skiet. Jy kan ek glo jy behoort 'n haashok te kan bymekaar maak as dit moet. So weer 'n keer mense, dit is maar weer 'n keer maar my opinie daaroor. Julle moet maar self besluit, maar sorg maar dat jy so 'n alternatief het. Jy weet, jy kry van hierdie selfverdedigings, ek noem dit ook maar speelgoed, hierdie goed wat die pepperballs skiet en al daai goeters en dit, ek weet hulle skiet ook gewoonlik met die gas. Nou dis 'n baie oulike ding om te hê in terme van selfverdediging, non-lethal maniere om jou wat jou huis binnekom te probeer neutraliseer, maar jy gaan nie vir jou kos kan kry so nie. Dit is baie, baie belangrik. En dan 'n ander ding wat ek ook sal bysit waarna jy moet kyk is, kyk maar vir jou iets soos visstok. Weer 'n keer hang dit maar af waar jy bly, maar al onttrek jy na 'n plek toe byvoorbeeld. As jy nou in die stede sit, is 'n visstok seker nou nie so noodwendig so belangrik nie, maar as jy onttrek na 'n plek toe, ergens gaan daar moet water wees. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. So sorg maar dat jy vir jou visstok het. Sorg maar dat as jy nie 'n visstok kan insit nie, sorg dat jy ten minste vir jou handlyn het met hoekies ensovoorts. Dat jy moet dat jy nou maar vir jou visie kan vang in 'n rivier of 'n dam ook. Daar is baie van die goed op die pad. So jy gaan dalk die kans kry om dit ook te oefen. En dan 'n ander ding is, neem tyd. Gaan doen die navorsing, gaan kyk na iets soos strikke. Hoe maak jy 'n strik? Wat gebruik jy in die strik? Jy kan selfs voëls ook so vang op die einde van die dag. As jy dalk besluit om nie die roete te gaan van die wapen nie, of nie die wapen nie, speelgoed. Jy weet, of jy is dalk nie goed genoeg om raak te skiet nie, hoe ook al die scenario is. Raak maar vertroud met hoe om 'n strik te maak, hoe om 'n vang, wat is nou die woord, is nie 'n vang net nie, maar daar's 'n paar maniere hoe jy byvoorbeeld 'n voeltjie kan vang met 'n gewone, baie eenvoudige manier, om sê nou maar 'n duif te vang byvoorbeeld. Maar nou het jy weer goed so saad nodig om hulle te lok ensovoorts. So weer 'n keer mense, dit is redelik eenvoudig, maar raak vertrou daarmee. Moenie wag tot daai tyd om dit nie te doen nie. En wat lekker is, jy weet, al dink jy self dit is eenvoudig. Dit is nie iets wat jy sou in belang stel of wat jy graag wil doen of enigiets nie. Ek kan nou vir jou 'n brief in brail gee. Laat op die einde van die dag, sodra julle dit as 'n familie of selfs 'n koppel of selfs op die eie dit doen, gaan jy agterkom, hoorie, maar hierdie is awesome. Ek het hierdie ding gebou van niks af en het ek 'n voeltjie gevang. Ek meen, jy hoef mos nou nie die voël te eet daar nie. Ons glo as 'n familie maar in die konsep, if you kill it, you have to eat it. Wat nie, so jy moet maar seker maak, jy maak die regte ding dood op die einde van die dag. So, maar weer 'n keer, mense, dan kan jy hierdie goeters vang,
En soos ek sê, bou hierdie goeters en kyk hoe hy gaan werk. Wees net asseblief versigtig dat jy jouself nie seermaak in die proses nie. Maar ja, raak vertroud met hierdie tipe tegnieke. Daar's baie inligting daar buite daaroor. Soos ek sê, julle kan my asseblief weer kontak as julle enige verdere vrae het oor strikke en sulke tipe goed. Maar ja, dit is soos ek sê, daar's baie inligting daar buite daaroor. Maar raak nou al vertrou daarmee. As jy in die middel van Pretoria sit, bou vir jou een van hierdie soos ek sê, ek noem dit nou maar sommer 'n vangnet. En maak seker jy kyk of jy jou voeltjies so kan vang. Interessant dat ons het gedoen, byvoorbeeld in Pretoria, wat ek my kinders gewys het, dis hoe dit werk. Jy weet, dit is so eenvoudig. Okay, julle met 'n wonderlike naweek hê en dan praat ons weer maandag.